Ons het verlede Sondag gesien dat God het ons so gemaak en hy het ons so ontwerp sodat hy in ons kan woon. Elke deel van jou en my lewe is so ontwerp sodat ek en jy sy beste keuse is, sy eerste keuse en sy beste keuse vir 'n permanente woning. Hy het jou so gemaak sodat hy in jou kan woon. En ons het ook gesien God se habitat of sy ideale woonplek waar hy graag wil wees, waar hy graag wil woon, is hulle wat hom liefhet. Amen. En Jesaja 66 gee vir ons die antwoord. So sê die Here, die hemel is my troon en die aarde die voetbank van my voete. Waar is dan die huis wat julle vir my sal bou? Waar is die plek wat my rusplek sal wees? Want my hand het al hierdie dinge gemaak en so het dit alles ontstaan, spreek die Here. Maar op hierdie een sal ek let. Op wat sal hy let? Op hierdie habitat, op hierdie woonplek, op hierdie mens, op hom wat arm is en verslaaf van gees en wat bewe vir my woord. Met ander woorde, hulle wat nederig van hart is, hulle wat opreg en eerlik leef, hulle wat sy woord liefhet, wat 'n gebroke hart het, dis sy woonplek. Dis waar hy graag wil wees, dis sy habitat. Nou sê Jesus in Johannes 14, as iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar en my Vader sal hom lief hê en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Nou, ons het deel 1, deel 2 en deel 3 al gedoen en ons het heelwat skrifgedeeltes behandel en ons kan nou nie weer alles doen nie, maar die CD's is beskikbaar by Andrei en 'n donasie. Daai donasies gaan weer vir ons welsyn. Want ons het mense wat ons ook help met kos en met wat in nood is. So kry hulle CD's. Maar kom ons kyk net gou weer, wat is intimiteit met God? Intimacy with God is a journey. It takes place over time. It's growing and ever changing and is never stagnant. So dit stagneer nooit nie, dit raak nie vervelig nie, dit raak nie eentonig nie. A journey with God where you and God can exchange thoughts and feelings and share ideas. Wanneer jy intiem met hom verkeer en net jy en hy selfs met mekaar. It's also a closeness with God where you can tell him your life stories and all your secrets and your dreams for the future. Intimacy is ook gelyk aan intimacy. A blending of our hearts with God's heart so he can see into our hearts and we can see into his heart. Maar ons gaan nou vandag net 'n bietjie verder, gaan probeer om nie te lank te wees nie, ons kyk maar tot waar kom ons. Maar as ek dink aan die heerlikheid van God, God se heerlikheid praat iets van geweldige uitstraling of 'n oorweldiging. Beteken glans, skitter, 'n uitnemende skoonheid, pragt, volmaaktheid, voortreffelikheid, grootheid. Sy heerlikheid praat ook van 'n koninklike heerlikheid. Byvoorbeeld die titel van 'n vors
soos die koning van die konings, of die skepper van die heelal, of 'n gebied wat deur die koning besit word, soos wanneer ons sê die aarde is vol van sy heerlikheid. Ons gaan nou lees daar in Eksodus 24. Dit gaan toe Moses op die berg was. Lees daar vanaf vers 9. En ek wil hê julle moet net mooi luister. Moses, Aaron, Nadab, Abihu en die 70 leiers uit Israel het toe teen die berg uitgeklim. Daar het hulle die God van Israel met hulle eie oë gesien. Dit moes 'n belewenis gewees het. Maar daar is 'n berg in die geesteswêreld waar ons ook kan gaan. Onder sy voete was iets wat gelyk het soos 'n vloer wat met safierstene uitgelê is. Dit was so helder soos die blou lig. Hulle het hom gesien en hy het nogtans niks aan hulle gedoen nie. Daarna het hulle in sy teenwoordigheid geëet en gedrink. Hulle het eintlik saam met God piknik gehou op die berg. En hulle het net God se teenwoordigheid geniet. Die Lewende Bybel sê, hulle het daar op die berg in God se teenwoordigheid saam geëet en gedrink, om te wys dat hulle 'n verbond met hom gemaak het. Hulle het piknik saam met God gehou. Hulle het niks aan hulle gedoen nie, hulle het net sy teenwoordigheid geniet. En dit moes 'n wonderlike belewenis gewees het vir hierdie manne. Maar nou wil ek sê, ons is nou nie meer onder daai verbond nie, maar deur die bloed van Jesus staan ons ook in 'n verbond met God. En daarom wil hy hê dat ek en jy ook net sy teenwoordigheid sal geniet elke dag. Baie meer as wat Moses en daai manne dit ervaar het. Maar toe sê God vir Moses om nog verder teen die berg uit te klim, en nou lees ons daar vanaf vers 18. Toe Moses die berg opklim, het 'n wolk die berg oordek. Dit was die heerlikheid van die Here. En die heerlikheid van die Here het op die berg Sinai gebly, en die wolk het dit 6 dae lank oordek. En op die 7de dag het hy na Moses geroep uit die wolk. En die verskyning van die Here se heerlikheid was in die oë van die kinders van Israel soos 'n verterende vuur op die top van die berg. Die heerlikheid van die Here. En Moses het binne in die wolk ingegaan. Hy het in die heerlikheid van God ingegaan. En die berg opgeklim, en Moses was op die berg 40 dae en 40 nagte. En vandag deur die bloed van Jesus kan ons elke dag God se heerlikheid ervaar en beleef. Nie net 40 dae en 40 nagte nie, maar ons kan elke dag 24 uur van die dag in God se heerlikheid en in sy teenwoordigheid wees. Is daar iemand wat saamstem? Dankie tog. Maar hy het ons gemaak om sy teenwoordigheid te geniet. En God wil graag hê ek en jy moet in 'n intieme verhouding met hom wees. Met jou hele hart. Sodat ek en jy ook van aangesig tot aangesig met hom kan praat. Nou het ek gesê in die vorige kere, dit is nie so maklik nie, want ons kan nie vir God regtig sien nie, ons kan nie aan hom vat om 'n drukkie te gee nie, ons kan hom nie vat vir koffie nie, maar tog wil hy hê ons moet in 'n intieme verhouding met hom staan. En tog wil hy hê ons moet van aangesig tot aangesig met hom praat.
So ek sê weet, dis hoekom God sonde haat, want sonde bring afstand, sonde bring verwydering. God haat nie die sondaar nie, maar hy haat die sonde. Die sondaar het vergeet. Nou in Eksodus 34 klim Moses weer op die berg. Ons lees daar vanaf vers 28. Moses was daar bo op die berg by die Here vir 40 dae en 40 nagte. Hy het gedurende daardie tyd niks geëet of gedrink nie. Eintlik 'n wonderwerk. Jy kan sonder kos gaan, maar jy kan nie regtig 40 dae sonder water gaan. Hy het die 10 gebooie van God se ooreenkoms op die plat klippe geskryf. Moses het van Sinaï berg afgeklim met die 2 plat klippe waarop die bepalings van die verbond geskryf was in sy hande. Toe hy afklim het hy nie geweet dat sy gesig blink omdat God met hom gepraat het nie. Aaron en die Israeliete het gesien hoe sy gesig blink en was bang om naby hom te kom. Moses het hulle egter nader geroep. Toe Aaron en die leiers nader kom, het hy met hulle begin praat. Die hele volk het nader gekom en Moses het alles oorvertel wat die Here vir hom op Sinaï berg gesê het. Nadat Moses met hulle gepraat het, het hy 'n doek oor sy kop gegooi. Elke keer wanneer Moses met die Here in die tent gaan praat het, het hy die doek afgehaal tot hy weer teruggekom het. Dan het hy alles aan die Israeliete gerapporteer wat die Here vir hom gesê het. Die Israeliete het sy gesig sien blink. Hy het daarom weer die doek oor sy kop gegooi totdat hy weer met die Here gaan praat. So sy gesig het geblink vanweë die heerlikheid van God, want hy was daar in God se teenwoordigheid. Nou die heerlikheid van God het in Moses se gesig geblink. As 'n mens nou 'n studie daarvan gaan maak, dan beteken dit letterlik dat God se heerlikheid het soos weerligstrale uit sy kop uitgeskiet. Of soos horings het dit uit sy kop uitgekom. Nou as 'n mens gaan kyk na prente van Moses, kan ons gou die lig afsit daar so voor. Dankie. Kan julle sien daar hierdie weerligstrale uit sy kop uit, maar waar Moses uitgebeeld is in baie prente wat van hom geskilder is, het hulle dit so uitgebeeld. Weerligstrale wat uit sy kop uitskiet. Maar hy is ook uitgebeeld as 'n man wat horings gehad het. Selfs die beeld wat Michelangelo van Moses gemaak het, het hy hom gemaak met horings. Maar net iets interessant, dankie Nagie. So, die horings speel eintlik 'n belangrike rol. Daar is 'n vertaling, een van die Bybelvertalings wat sê dat die heerlikheid het soos horings uit sy kop uit. Nou, die horings spreek van autoriteit. En Moses het in 'n intieme verhouding met God gestaan. En as jy in 'n intieme verhouding met God staan en jy is gereeld in sy teenwoordigheid, dan gee God se heerlikheid vir jou ook autoriteit. Met ander woorde, 'n intieme verhouding met hom bevestig jou autoriteit as kind van God. Ek wil dit weer sê, 'n intieme verhouding met God bevestig jou autoriteit wat jy het as kind van God.
En Moses het wonderlike tye beleef. Die heerlikheid en die teenwoordigheid wat Moses beleef het, was maar net tydelik van aard. 40 dae en 40 nagte. En ons is vandag eintlik baie meer bevoorreg as wat hy was, of die profete van die Ou Testament. Want Jesus het dit vir ons moontlik gemaak. Dit het hom sy lewe gekos aan hy kruis, waar hy vir jou en my betaal het, sodat ek en jy elke dag, nie net 40 dae nie, maar elke dag in sy teenwoordigheid kan wees. Nie een dag in en een dag uit nie. Nie met sekere geleenthede nie, maar ons kan sy teenwoordigheid elke dag ervaar. En ons kan in sy teenwoordigheid lewe. Want hy woon nou in ons. En as jy hom liefhet en jy lewe vir hom, dan is jy sy beste keuse vir 'n permanente woning. Sê maar, ek stuur groete. Maar as ons in 'n intieme verhouding met God staan, dan kan ons sy heerlikheid, sy teenwoordigheid elke dag, heeldag ervaar. En as jy hom liefhet en jy lewe vir hom, dan is jy sy nommer 1 keuse vir 'n permanente woning, want dis waar hy graag wil wees. So kom ons kyk gou na Matteus 17. Die verheerliking van Jesus op die berg, want Jesus was ook op die berg. Na 6 dae het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes sy broer saamgeneem en hulle op 'n hoë berg in die eensaamheid gebring. Hulle was alleen daar op die berg en hy het voor hulle van gedaante verander en sy aangesig het geblink soos die son en sy klere het wit geword soos die lig. Hulle was daar in God se teenwoordigheid en in sy heerlikheid. En toe sê Jesus iets baie interessants vir hierdie manne. Hy sê vir hulle, julle moet vir niemand hiervan vertel nie. Anderswoorde van dit wat julle nou hier sien en ervaar, julle mag nie vir iemand hiervan vertel nie. Voordat die Seun van die mens uit die dode opgestaan het nie. So wat het hier gebeur? Jesus het eintlik die gordyn van die nuwe verbond, van dit wat sou kom, nadat hy die dood uit opgestaan het, hy daai gordyn vir hulle so op 'n skreefie oopgetrek, sodat hulle kon sien wat gaan gebeur. En dit is wat ons nou elke dag kan ervaar. Want toe Jesus sterf aan die kruis, het die Nuwe Testament in werking getree. Want die testament tree eers in werking as die testateur tot sterwe kom. En toe hy sterf, toe tree die nuwe verbond in werking, die Nuwe Testament. En die sonde en die dood is toe oorwin. En deur sy opstanding uit die dood uit, het God jou en my verhouding weer met hom herstel. As jy daarin glo. Sodat ons ook nou sy heerlikheid kan ervaar en sy teenwoordigheid kan ervaar. Nie 40 dae nie, maar permanent elke dag, heeldag kan ons nou saam met hom piknik hou. Amen. Die wonder van dit alles is 'n intieme verhouding met God is soos 'n piknik. Die tafel is klaar vir ons gedek. Geloofslewe. Dit is 'n journey, 'n reis, 'n wandel met hom, 'n vryheid. En hoe meer ons piknik saam met hom hou, hoe meer word ons verander,
om uiteindelik soos hy te wees. Amen. Julle nog wakker, man? Ons gaan nou 'n bietjie lees daar in 2 Korintiërs 3 vanaf vers 1. Ek wil hê julle moet 'n bietjie aandag gee. Jy luister daarna. Maar in hierdie gedeelte is daar belangrike dinge wat die Here vir jou en my moet openbaar. En ons gaan dit lees en ons gaan gedeeltes ook kyk na die message. En dan gaan ons afsluit. Maar ek vra julle konsentrasie vir die volgende paar minute. Kom ons lees dit net stadig en rustig. Ek praat ons vanaf, maar ek gaan nou stadig. Begin ons weer om onsself aan te beveel, of het ons miskien so sommige aanbevelingsbriewe nodig aan julle of van julle? Julle is ons brief, geskrywe in ons harte, geken en gelees deur alle mense. Omdat julle duidelike brief van Christus is, deur ons diens berei, geskrywe nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God. Nie op kliptafels nie, maar op die vleestafels van die hart. So jy is 'n brief. Ek is 'n brief. En mense kan hierdie brief lees. Die message sê, your very lives are a letter that anyone can read by just looking at you. Christ himself wrote it, not with ink, but with God's living spirit, not chiseled in stone, but carved into human lives. Spirit on spirit, and we publish it. So, ek en jy is 'n brief. En ons publiseer hierdie brief. So vertrou het ons deur Christus by God. Hier kom dit nou. Alles gaan oor Christus. Van Genesis tot Openbaring. Elke versie in die Bybel wys na Christus. Want hy is die sentrale tema waarom alles draai. So baie keer as jy die Bybel beter wil verstaan, as jy iets lees, hou altyd vir Jesus in gedagte. Want alles wys na hom. Alles wat Moses gedoen het, of wat Moses ervaar het, het gewys na Christus. Nie dat ons uit onsself bekwaam is om iets as uit onsself te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit God. Wat ons ook bekwaam gemaak het as dienaars van 'n Nuwe Testament, nie van die letter nie, maar van die Gees, want die letter maak dood, maar die Gees maak lewend. En as die bediening van die dood, aan 'n woorde die wette, letters op klippe gegraveer in heerlikheid was, so daai ou dinge was in heerlikheid, maar dit was tydelik, verbygaande van aard. Nou as daai dinge, die wet en die klippe en al daai goed in heerlikheid was, sodat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die aangesig van Moses nie, vanweë die heerlikheid van sy aangesig, wat tog moes vergaan. Hoeveel te meer sal die bediening van die Gees dan nie in heerlikheid wees? Dit is nie wonderlik nie. Die message van Willem wat nie Afrikaans kan verstaan nie. The government of death, its constitution, het klink soos die ANC, nee. The government of death, its constitution chiseled on stone tablets, had a dazzling in ochre. Aan die woorde, dit was amazing, it was impressive. Baie ou dinge. Moses' face, as he delivered the tablets, was so bright that day, even though it would fade soon enough, the
that the people of Israel could no more look right at him than stare into the sun. How much more dazzling than the government of the living spirit? Hoeveel te meer kan ons nie toedaag maar Jesus ons dit moontlik gemaak. Want as die bediening wat veroordeel heerlikheid was, veel meer is die bediening wat regverdig maak, met ander woorde, die geloof in Jesus Christus. Veel meer is die bediening wat regverdig maak, oorvloedig en heerlikheid. Want wat verheerlik was, is ook in hierdie geval nie verheerlik nie, vanweë die alles oortreffende heerlikheid. Want wat moes vergaan met heerlikheid was veel meer as wat moet bly in heerlikheid. Ek lees altyd die Message of ander vertaling sodat ek beter kan verstaan. Say, if the government of condemnation was impressive, how about this government of affirmation? Regverdig maak. Bright as that old government was, it would look downright dull alongside this new one. So die wette en die ou dinge en die heerlikheid wat Moses ervaar het, as jy dit nou vergelyking in wat Jesus vir ons gedoen het, dan lyk daai dinge maar dof in vergelyking met nuwe dinge wat die Here doen. If that makeshift arrangement impressed us, how much more this brightly shining government installed for eternity. Terwyl ons dan sodanig gehoop het, gebruik ons baie vrymoedigheid. Nie soos Moses nie, wat 'n bedekking oor sy aangesig gesit het, sodat die kinders van Israel nie die oog kon vestig op die einde van wat moes vergaan nie, tydelike heerlikheid. Maar hulle sinne is verhard, want tot vandag toe bly by die lesing van die Ou Testament, dank die Here ons hoef nie meer Sondag die wet te lees nie. Ons lewe nie meer mekaar. Dieselfde bedekking, sonder dat dit opgelig word, die bedekking wat in Christus vernietig. Ja, tot vandag toe, wanneer Moses gelees word, die wette, lê daar 'n bedekking oor hulle hart. Hoekom? Want hulle verstaan nie. Hulle geestelike oë is nog toe. Maar wanneer hulle tot bekering kom, dan kan hulle sien. With that kind of hope to excite us, nothing holds us back. Unlike Moses, we have nothing to hide. Everything is out in the open. With us, he wore a veil so the children of Israel wouldn't notice that the glory was fading away, and they didn't notice. They didn't notice it then, they don't notice it now. Don't notice that there's nothing behind that veil. Daar's niks meer daar nie. Even today, when the proclamations of that old bankrupt government are read out, they can't see through it. Only Christ can get rid of the veil, so they can see for themselves that there's nothing there. So hulle wat nog vashou aan die wette en aan al daai dinge, daar's geen hoop nie. Jy moet glo in Jesus Christus. Maar wanneer hulle tot die Here bekeer is, word die bedekking weggeneem. So sonder regte bekering is daar geen intimiteit met God nie. Dis tog logies nie. Jy kan nie in 'n intieme verhouding met hom staan as jy nie jou hart en jou lewe vir hom gegee het. Die Here is die Gees, waar die Gees van die Here is, daar is vryheid, en terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld
van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. Whenever though they turn to face God as Moses did, God removes the veil and there they are face to face. They suddenly recognize that God is a living personal presence, not a piece of chiseled stone. And when God is personally present, the living Spirit, that old constricting legislation is recognized as obsolete. We are free of it, all of us. Nothing between us and God, our faces shining with the brightness of His face, and so we are transfigured, much like the Messiah, our lives gradually becoming brighter and more beautiful as God enters our lives, and we become like Him. Is dit nie wonderlik nie? Dat die Here vir ons so baie dinge moontlik gemaak. So intimiteit met God laat jou ingaan in sy heerlikheid. Dit laat jou sy teenwoordigheid ervaar. Uitstralend, oorweldigend en natuurlik en liggaamlik kan ons nie al hierdie dinge beleef en ervaar nie. Want die gewig van sy heerlikheid kan nie deur die liggaamlike en die natuurlike hanteer word. Maar wanneer jy jou hart en jou lewe vir hom gee, dan word jy herskep hier binne, sodat hy in jou kan woon. En hy herskep jou so, dat jy die kapasiteit kan hê om sy heerlikheid te absorbeer en te weerkaats. Amen. So God moet 'n spesiale plek, 'n ereplek in jou lewe kry. Hy moet op die troon van jou hart sit. Hoe doen mense dit? Ek glo dit gebeur as jy hom aanbid met opregtheid van hart, met nederigheid, met groot eerbied. Dan sal hy sy plek inneem, hy sal welkom voel, want dis waar hy wil woon as jou hart opreg is en jy streef daarna om 'n opregte en 'n eerlike lewe te leef en jy's lief vir hom, dan word jy sy woning. So ons is 'n woning van God in die Gees, 'n dwelling place. Die message sê, a temple in which God is quite at home. Nou ek sluit af met Exodus 33. Gaan dit nie lees nie, ek sien Johannes se pad. Maar Moses het nog 'n tent opgeslaan buitekant die laar, weg van die mense af. En hy het hierdie tent genoem die tent van samekoms. En elke keer as Moses in hierdie tent ingegaan het, sê die Bybel het die wolkkolom afgekom en by die ingang van hierdie tent gestaan, terwyl hy met God praat. En vers 11 sê van Exodus 33, terwyl hy nou in hierdie tent was, dan spreek God met Moses van aangesig tot aangesig, soos 'n man met sy vriend spreek. So, alhoewel hy in ons woon, moet daar 'n plek van ontmoeting wees. Daar moet so 'n plek in jou lewe wees, waar jy elke dag tyd in sy teenwoordigheid met hom kan spandeer. Al woon hy in jou. Moet daar so 'n plek van ontmoeting wees, waar jy niks anders doen as om net tyd met hom te spandeer. Dan moet Herman 'n bietjie wag as hy besig is. As Anna besig is, moet Herman 'n bietjie wag.
Net so moet die kinders wag as hulle ouers besig is, of die ouers moet wag as hulle kinders besig is. In Matteus 6 vers 6 noem Jesus hierdie plek, hierdie spesiale plek, jou binnekamer. Kan ek maar sê wat jy vir my sê? Sy het gister vir my gesê, haar spesiale plek is haar badkamer Maatjie. Sy maak die deur toe en sy gaan lê op die badkamer Maatjie en daar spandeer sy kosbare tyd met die Here. Maar so moet elkeen 'n spesiale plek hê waar jy tyd met hom spandeer. Want vriendskap en intimiteit met God kos iets. Dit kos iets. Miskien is daar natuurlike begeertes of iets wat jy moet kruisig. Miskien is daar gemaksones wat jy moet prysgee. Of dinge wat jy moet afskryf, soos ek gesê het. Want hoe ons, het ek julle aandag so, hoe ons van dinge hou, is nie noodwendig hoe God daarvan hou nie. En hoe ons dinge doen, is nie noodwendig hoe hy dit gedoen wil hê. So partykeer moet ons ontslae raak van dinge. So hy moet die eerste keuse in jou lewe wees. Kan julle die prentjie sien van 'n piknik op 'n berg? Kan julle die prentjie sien? Familie en vriende hou piknik. En ons is God se familie, hy is ons Vader en hy wil ook saam met ons piknik. Hierdie piknik kan in jou binnekamer wees, dit kan in die badkamer wees, dit kan in jou kar wees, dit kan by jou werk wees, kan enige plek wees waar jy stil word vir die Here. Maar hy is ons Vader, maar hy wil ook ons vriend wees, om saam met ons piknik te hou. En dan wil hy van aangesig tot aangesig met ons praat. Tyd met ons spandeer. Partykeer moet ons net 'n bietjie stil word en luister. Partykeer het ons te veel dinge op ons lysie wat hy vir ons moet doen. Want ons het hom nodig om al die dinge vir ons te doen. Maar ons moenie net sy hand soek nie, ons moet sy aangesig soek. Moenie hom net soek om dinge vir ons te doen. So dis 'n leefwyse, dis 'n journey, 'n reis saam met hom. Elke dag kan jy in sy teenwoordigheid leef. Ons almal moet daarin groei. Ek moet ook nog baie groei. So voor ons bid, wil ek maar net vir julle bemoedig om. Ek dink ons sluit hierdie reeks af van intimiteit met God. Maar dat dit altyd by ons sal bly. Luister, hy CD's is gratis. Maar ons moet nie so besig raak met allerlei dinge, selfs met die dinge van die koning, dat ons van die koning vergeet net. Kan nie 'n diens wees van die koning, maar ons vergeet van die koning nie. Nee, Natalie. Kom ons staan en bid ons